Julle sal nie glo nie, maar chef Aiden Pinaar gaan ons nog verder uitdaag met ons uitspraakoefeninge vandag, want ons is Grieks in die kombuis vandag en ons maak nie tortillas nie, dit klink soos 'n tipe reptiel, Ja. maar wel Tortilla. tortilla. Soos quesadilla. Die L is silent. So Is quesadilla, tortilla, is nie 'n tortilla nie. Maar wat is die verskil tussen 'n tortilla en 'n quesadilla? So, wat 'n tortilla is die klein weergawe van 'n quesadilla. Quesadilla is jy gebruik die groter een, die wrap, so 24 cm. Hierdie is 12. So tortilla is basically, wat tortilla kan 'n groot een wees ook. Ek meen in Mexico sê hulle soos tortilla, dis klein, groot, medium, maak nie regtig saak nie. My maggies. Ja. Nou dit lyk interessant want dis Ja. nie hoe ek gewoonlik 'n tortilla sien met rou maalvleis op nie. Nee. So ons gaan 'n bietjie Griekeland toe vandag. Ons maak lamb smash tacos. Okay, so dis basically your tortilla met 'n bietjie lam maalvleis wat ek net gespice het met 'n bietjie oregano, sout, peper, al die lekker goed en ons gaan hom net braai onderste bo. So, in die pan. O ja. Okay. Ja, ons moet hom braai want anders gaan hy 'n steak tartaar word, né? Ja, exactly, ja. Okay, so bietjie olie. En hierdie dis is regtig waar jou kreatiwiteit kan uitkom, want jy kan hoendermins gebruik, jy kan ek gebruik lam natuurlik, bees, vark, you name it. Okay. So ek het basically laat julle net gewys hoe ek dit doen. Ja. So dis 'n klein frikadel en jy gaan hom net plat druk op die tortilla. Okay. Probeer hom aan die kant te kry want as jy enige vleis kook, wat doen hy? Hy krimp. Ja. So hy gaan anyway krimp. Ja. Jy kan maar hard probeer, maar En watse geurmiddels het jy binne? so dis sout, peper, oregano. Ek het bietjie soos 'n Italian spice daarin. Ja. Okay. En dan het ek ook koriander. Sorry julle, ek weet, dis koriander. Ja nee, ek hou baie van koriander. Ja. Ek's nie die een wat sê dit proe so stinkgogga nie. En 'n lam hou maar van kruie. Ja, dit nee? doen. Ek het mos laasweek lekker gebraai Ja. en daai kruie kan jy ook daarin sit. Maak regtig nie saak nie. ja. Dis enigiets. So dis basically hy. Okay. Ons gaan onderste bo. Op 'n lekker warm plaas sien ek. Bietjie olyfolie Ja. en jy los hom net so. Okay. Terwyl hy kook, gaan ons ander twee komponente maak. Ja. Alright. Hierdie is basically 3 disse in 1. So taco, dis 'n smash burger amper. En dan maak ons 'n Griekse slaai. Okay. Al my gunsteling goed Ja, bymekaar. Peer se favourite komkommer Ja. Is hy sarkasties Peer? en tomatie. Hou Peer van komkommer? Ja, ek dink hy haat dit. Wel, ek weet wel Peer komkommer nooit oor enigiets nie. So in daai geval dink ek Ja. assosieer hy met 'n komkommer. Okay, sout. Okay, hierdie Griekse slaai is, ek gaan nie blare insit hier. So hulle noem dit basically 'n village Greek salad. Ja. As jy op 'n menu sien village Greek, dan weet jy daar's nie blare in nie. Aha. Dis hy. Want dis dan die fout wat ek maak, want Ja. ek hou van blare, maar dan bestel ek die Village Greek salad en dan kom hy nie met blare Dan dink ek daar's iets fout met die restaurant, maar dit Ja. is eintlik net die tipe slaai. Ja. So komkommer, sout, tomatie, baie goeie olyfolie. Ja. Okay, net O, hy is sommer so tusseltjie. mooi groen-geel daai Ja. olyfolie. En dan Alright, ekskuus. ja, nee, go for it. En Ja, dan hierso het ek grasgroen. 'n herb genoem oregano. Okay, dit is Ja. die essensiaal vir Griekse kos. Okay. So net so 'n bietjie. Dis gedroog, jy kan die vars een gebruik as jy wil. Ja. En dan gaan ons ingaan later, jammer, met bietjie feta kaas. O, lekker. En dan gaan ons net ingaan met 'n bietjie cinnamon, net om daai varsheid uit te bring. Ja, natuurlik. En dan weer eens, Sjoe. hierdie een is reg. So dit gaan die lamtakkos wees, dit gaan die Griekse slaai wees en dan gaan ons amper soos 'n mint yoghurt maak. So amper soos tzatziki, Ja. jy weet, dis amper soos die hele maaltyd op sy eie. Ja, Jy maar weet? alles in een happie. Exactly. Ai, Dis wat man, ek love wat 'n van hierdie bederf, is. ja. En baie mense doen dit met beesvleis. Dan maak hulle amper soos burgers. Ja. Soos 'n burger, maar hulle doen dit met 'n open takke en dan sit hulle soos pickles in blare, jy weet. Maak hulle soos 'n basically 'n burger maar 'n open burger. Ja. Okay. So hulle is amper reg. Die laaste ding wat ons gaan doen is die mint yoghurt. Ja. Okay. So hierso is full fat yoghurt.
bietjie mint wat ek net opgekerf het. Ja. Ons gaan so 'n titseltjie suurlemoen bysit. Ja. Okay. Nou tzatziki het gewoonlik knoffel by, nê? Nee. Dit het. Ja. Maar dis oggend en Ja. ons het nog 'n lang dag voor ons. Pierre sê ek het reeds genoeg knoffel geëet gister, so ek sal nou maar nie weer vanoggend inneem nie. So tzatziki het gewoonlik komkommer in ook, maar ons het komkommer in 'n ander vorm. Ja. So dis basically die mint yoghurt. Jy kan dit nou as natuurlik in 'n blender sit en as jy hom lank genoeg blend sal die kleur uitkom. So hy sal lekker groen word. Wow, Ja. dis 'n lekker wenk. Ja. Ek sal dit bietjie probeer. Nou, hoe lank moet hierdie braai dat die vleis gaar is? Hoorie so dis baie dun. So dit is reg. Wow, daar's hy 'n patty. Dis hy. Sien, so takke, die smash burger en die slaai. Och, kyk hoe Dis hy. sappig lyk dit. Kyk. Sien, jy wil daai kleur hê, lekker crispy Ja. en dit ruik wonderlik. Al die ruik speserye en die krye, asemrowend. jy kan dit ruik, nee. Maar ons gaan hom nie op die tortilla se kant braai nie, né? Ons sal hom gou oor Gaan ons hom vinnig ja, net ja, net so vinnig. Seel. Ons gaan gou hierdie goed beweeg. Ons het 'n minuut en 'n half oor vir dit. Alright, hier het ons ingelegde rooi eie. Ja. Pickled. Okay, dit gaan nou die suurheid inbring van die hele storie. O ja. Okay. En jy pekel hom in? Bietjie sout, bietjie suiker en vinegar. Ja, Asyn. Ja. Jy kan 'n bietjie peperkorrels insit, jy kan bay leaf insit. Jy kan basically enige mixture, jy bring dit jy boil dit met die krye in. Jy sit jou rooi eie in en jy haal hom af. Dis al. Dan laat jy hom sit soos vir 'n dag of twee. Ja. Ja. En Dis dan word die ei lekker eenvoudig. sag en geurig. Ja. So ek love ingelegde soos pickled enige ding, soos pickles, eie. Dit maak nie saak nie. Agurkies, ja. Dit gaan regtig 'n varsheid aan dit bring. Okay. So ons kan begin bou. Hier is ons tacos. Okay. Ek gaan hom net soos ek gesê het, ek gaan hom net gou-gou omdraai. Ja. Die stoof is af. Ja. So jy hoef hom nie aan die ander kant te kook nie. Maar jy sien hoe hy amper krimp. Jy Ja. kan dit nie regtig help nie. Dit gaan gebeur. Dit maak nie saak hoe groot jy dit maak nie. Ja. Okay. So daai tortilla het nou net so klein bietjie van daai vleissappe opgesouk Ja, exactly. en dan is die Sorry, vleis lekker crunchy en dan bo op dit pak ons nou ons Griekse Precies, slaaitjie, né? precies. Gaan jy eers jou mint tzatziki. Bietjie op my mint yoghurt gaan ek Ja. net in die middel sit. Okay. Jy kan dit na die tyd opsit, maak regtig nie saak nie. Okay. Soos ek sê, jou kreatiwiteit hierso kan mal gaan. Smel daai yoghurt nou in daai vleisie in. En mint en lam, Ja. jy kan nie reg verkeerd gaan nie. Alright. Tweede een, ons klein salsa of ons Griekse slaaitjie gaan ons net opsit. Okay, net in die middel op die yoghurt. Dit is natuurlik bietjie olyfolie. Oregano is 'n baie belangrike ding hierso. Ja. Okay, want dit is regtig Grieks. Griekse flavors. Okay. Dan en die kleure is so mooi. Ja. Okay, laaste dingetjie of tweede laaste dingetjie, Ja. feta kaas. Griekse slaai is nie Griekse slaai sonder feta kaas nie. En feta maak nie vetty, Nee, nê? hy vet hom net daar. Alright. Dis 'n federale bestanddeel Ek van is hierdie. mal oor vet. En Ja. hierdie een is nie die Griekse een nie. Ja. Ewen though ons so Griekse dis maak, dis die Danish vet. Hulle genoem dit Danish, so 'n creamy een. Och, lekker. So lekker. Terwyl Aiden daai pragtige uitjies opsit, baie dankie dat jy hier was. Natuurlijk. Ons gaan heerlik smaak aan hierdie Griekse tortillas en bly ingeskakel want ons gesels met Wilma van Heerden net hierna.